Hallo, ons het gehoor en weet nou dat die Heilige Gees gekom het om te kom woon binne my en jou. En dat die Heilige Gees my en jou wil help om vir die Here te lewe. En dit is nie maklik om self te probeer lewe vir die Here nie. Self, ek en jy kan nie lewe soos kinders van God nie. En jy kan probeer, maar jy gaan dit nie reg kry nie. Jy gaan val, jy gaan struikel. Ons, ek en jy het die Heilige Gees nodig. En belangrik dat ek en jy dit besef en waarlik my en jou lewe oorgee vir hom, dat hy dit beheer. Hy ons help hoe om te doen, hoe om te praat, wat om te sê, om die regte dinge te sê en te doen. So ek en jy moet elke dag, elke uur baie versigtig wees wat ons dink en doen. Nou, Jakobus skryf in hoofstuk 3, dat ek en jy moet nou die Here dien met ons hele liggaam. My oë, my mond, my tong, my ore, my hande, my voete, my hele liggaam moet ek hom dien. En hy skryf in die Bybel, die moeilikste om te beheer is my en jou tong, mond. En die Here sê, ek en jy kan dit nie self beheer nie. Ek en jy kan nie self my en jou mond, tong beheer nie. Daarvoor baie nodig die Heilige Gees om ons mond op te pas. Ons te keer om dinge te sê wat verkeerd is, om wat lelik is. Want die Here weet hoe maklik ek en jy lelike dinge sê. Kwaad word en dinge sê wat sleg is en ander mense seermaak. En daarom skryf Jakobus, hy sê, ek en jy moet versigtig wees met ons mond en gedagtes. Want wat ek sê, begin hier my gedagtes. En die Heilige Gees moet dit beheer. Anders gaan ek en jy verkeerd doen. Seer maak vir ander mense. En die Bybel sê, as ek 'n ander persoon met hom beklei en hom seermaak, daardie persoon sal vir my en vir jou die deur toemaak, sluit, vriendskap breek. En ek sal nie weer kan ingaan by hom. Hy sal die deur sluit, sy hart sluit vir my en vir jou. En dit maak meer probleme en seer vir my en vir jou. Met 'n voorbeeld, as jy beklei met jou vrou of man en hulle en haar seermaak, wat jy sê en doen, jou vrou of man kan sy of haar hart toesluit. En dit maak baie meer seer. Want nou die verhouding is gebreek. En om dit weer heel te maak, is moeilik. Dit bring verwydering. En daarom die Here sê, so versigtig wees wat ek en jy dink en sê.
Want as jy gesê het, kan dit wat jy sê terugvat en uitvee nie. Nee. Nou, Paulus skryf in Romeine, hy sê, ek en jy kan nie self. Ons het nodig die Heilige Gees. Ek en jy is te swak. En dit is so belangrik dat ek en jy, ons hele lewe gee vir die Heilige Gees, en hom vra, hoe moet ek praat, sê, praat, doen. Want as ek dit nie doen nie, ek en jy gaan verkeerd doen. So maklik om sonde te doen. En self, ek en jy gaan sukkel om sonde te los, te breek. Alleen die Heilige Gees kan vir my en vir jou help. Nou dit beteken dat ek en jy baie meer my en jou lewe moet oorgee vir die Here. Oorgee vir die Here Jesus Christus, vir die Heilige Gees, vir God die Vader. Hy moet regeer binne my en jou. Dit beteken ek moet myself kruisig. Ek en jy moet sterf. Jesus moet nou lewe binne my en jou. En dit is nie maklik nie. Dit kom nie met een gebed nie. Dit kom elke dag, aan afhanklik lewe van hom. En as jy val, die Here sal vergewe as jy vra. Maar ek en jy moet besef, daardie persoon wat ons seer gemaak het, hy of sy gaan nie maklik vergewe nie. Want die vertroue wat sy gehad het in jou of in my, is gebreek. En om dit weer reg te maak, dit kan lang vat, kan moeilik wees vir daardie persoon om my en jou weer te vertrou. En daarom so belangrik is beter om nie te beklei nie. Is beter om nie verkeerde of slegte dinge te sê vir 'n ander persoon nie. Want dit maak so seer dat dit kan nooit weer reggemaak word nie. Dit is net genade van God die Vader wat kan help vir daardie persoon om ook te kan vergewe. Nou Jesus roep vir my en vir jou om die sonde te los, te breek daarmee, versigtig te wees. En hy sê, moenie aanhou vir jouself lewe nie. Moenie aanhou jou en my begeertes en wat vir my en vir jou belangrik is, eerste vashou nie. Nee, ek en jy moet nederig word. Ander mense, ander persoon, baie meer belangrik. Het is belangrik dat ek en jy moet versigtig wees. En vra asseblief, Here, gee 'n wag. Gee die Heilige Gees om my mond op te pas, te beskerm, dat ek nie verkeerd sê nie, verkeerd doen nie. Dan mag die Here vir jou help om dit te kan doen. En mag die Here vir daardie persone wat jy al klaar seer gemaak het, mag die Here vir hulle help om jou ook te vergewe. En om daardie verhouding weer reg te maak.
nou. Vra die Here vergifnis en vra sy hulp. En begin vandag om alles, jou hele liggaam oor te gee. En onthou, jy moet met jou hele liggaam die Here dien. Jy moet begin met jou gedagtes en jou mond. Groete.